graad 4, hallo. Ons gaan 'n bietjie hersiening doen oor tyd. Wanneer jy jou datum geskryf het, 31 Augustus 2020 en video 61, dan skryf jy tyd hersien, trek 'n streep, dan gaan haal jy hierdie bladsy uit. En dan gaan haal jy ook sommer die ander bladsy uit, wat so lyk. Ons het al hierdie blaai gedoen, saam in die klas. Miskien, ek kan net, of ek het dit op die video gedoen, ek is nie seker nie, maar jy kan dalk die potloodse punte afgebreek. Jy kan dalk net, dit kan dalk wees dat daar nie 'n 2 staan nie, en as daar 'n 2 staan, is dit goed, en as daar nie 'n 2 staan nie, is dit ook reg. Dit is hoe die bladsy lyk. Goed, want hier, hoekom is hierdie blad gaan uithaal, is dat jy kan sien hoe het ons daai uitgewerk, toe ons dit gedoen het. Hierdie is nou net 'n hersiening. So, druk die pause en gaan haal die blaai, en maak seker dat jy al daai geskryf het. Goed, en wanneer jy nou terug is, dan kyk jy nou die liniaal, daar so is 'n streepie. Ons gebruik nooit die punt van die liniaal om te begin meet nie. Ons begin altyd by daai eerste streepie. Nee? Want baie keer is die liniaal se koppie al gebreek. Dit hang af watter tipe liniaal jy het. Maar dan kan 'n mens nie reg meet as mens reg van die begin af moet meet nie. Reg. So, jy gaan nou daai swart streepie daar heel aan die begin, gaan jy op jou pink kantlyn neersit. Dan maak jy vir my 'n merkie by 6 en 'n merkie by 12. En dan so eentjie verder af, so kom ons sê maar halfpad. Sit jy weer daai lyntjie op die pink, maak jy weer 'n merkie by die 6 en 'n merkie by die 12, en dan verbind jy nou daai doetjies. Kan sommer so 'n bietjie meer as die helfte gaan. As jy te ver gegaan het, kan jy uitvee, of as jy te kort gemaak het, kan jy weer net die lyne verbind. Dit is nie so erg nie. Goed, nou gaan jy begin skryf in die tweede lyntjie. Hier het jy jou lyn getrek, en jy gaan nou daai spasie daar, gaan jy ooplos. Want jy gaan nou hier skryf, daar, in 'n jaar. Dan los jy daai lyntjie oop, dan skryf jy daar in 2 jaar. En dan daar in 10 jaar. Maak nie saak, jy sal seker maar almal van julle sal seker oor 2 lyntjies skryf. So, daar in 1 jaar, daar in 2 jaar, daar in 10 jaar. Nou, dit is hoekom jy hierdie kolomme moet ken. Hierdie kolomme is baie belangrik, asseblief. Ek gaan gou kyk as ek die liggie aansit. Nee, hy maak sulke wobbles. Ek hoop julle kan nog goed genoeg sien. Nou weet jy gaan dit nou geleer hê, en jy gaan dit ons nou ken as die skool, as ons die toets skryf. Hierdie bladsy is belangrik om ook te ken. Dan gaan jy nou weet, daar is 365 dae in 'n jaar. So 365 dae in 'n jaar. Nou, ek sê altyd vir julle, as julle tafeltoets skryf, mag jy die tafels iewers skryf. Ek sal vir julle altyd, as jy 'n blaai wil hê om iets uit te werk, sal ek altyd sorg dat daar vir jou 'n blaai is. As jy die goed sonder 'n blaai, ekstra blaai kan doen, dan is dit reg, maar as jy 'n blaai nodig het, sal ek vir jou een gee.
as jy 'n toets skryf vir wiskunde. Goed, nou wil ons weet, hoeveel dae is daar in 2 jaar? So, dit gaan 365 wees in 'n jaar, en 365 jaar in 2 jaar. So, dit is 365 maal 1, daar moes 365 dae in 1 jaar. So, hoeveel gaan daar in 2 jaar wees? Nou gaan ons dit gou uitwerk. 365 maal 2. 2 maal 5 is 10. Reg? 10. 2 maal 6 is 12. Plus daai 1 is 13. 13. 2 maal 3 is 6, plus daai 1 is 7. So, hoeveel dae is daar in 2 jaar? 730 dae in 2 jaar. Goed, so ons het dit nou gemaal, né? Jy weet hoeveel dae is daar in 1 jaar, en as ons 2 jaar wil uitwerk, dan maal ons dit met 2. Wat gaan ons nou doen as ons wil weet hoeveel dae in 10 jaar? Ons weet as ons iets met 10 maal, 365 maal 10, wat doen ons as ons iets met 10 maal? Is 365 en ons sit die 0 by. Is dit reg so? En as ons 365 met 100 maal, ja, dan sit jy 2 nulle by. En as ons 365 met 1000 maal, dan sit jy 3 nulle by. 10 jaar is 1 nul, 100 jaar is 2 nulle, en 1000 jaar is 3 nulle. So dan weet jy, daar is 365 dae maal 10 is 3650 dae in 'n jaar. Dan gaan jy vir my 'n streep ondertrek. En dan gaan ons gou kyk. Los gou eers weer daai spasie oop, dan skryf ons sekondes in 'n minuut. Hoeveel sekondes is in 'n minuut? En jy gaan hierdie bladsy uit jou kop uitken wanneer ons gaan toets skryf. Ook hierdie onthou. Dan gaan jy weet hoeveel sekondes is in 'n minuut. Dan gaan jy ook sommer weet hoe om dit uit te werk. Hoeveel sekondes in 2 minute. En hoeveel sekondes in 10 minute. Goed, nou weet jy, daar is, jy gaan dit mos nou weet, 60 sekondes in 'n minuut. 60 sekondes in 1 minuut. Hoeveel sekondes in 2 minute? 60 sekondes maal 1 is 60. En 60 sekondes in 2 minute. En ek het vir julle so ruk terug op hierdie bladsy gewys, hoe mens die getal 60 maal. Jy druk nou daai 0 dood, ek gaan nou hierdie potlood wat my hondjie gebyt het, gebruik, om daai 0 dood te druk. 6 maal 2 is 12, en jy sit die 0 by. So 60 maal 2, 2 minute is 120. Hoeveel sekondes in 10 minute? Wat gaan jy doen?
60 maal 10, ja. 60 maal 10. Daar is 600 sekondes in 10 minute. Dan gaan ons dit onderstreep, daai stukkie, en ons gaan nog ietsie doen. Ons gaan nou kyk hoeveel maande in 'n jaar. En ons gaan kyk hoeveel maande in 2 jaar. En ons gaan kyk hoeveel maande in 10 jaar. Goed, jy ken jou bladsy mos nou. Wanneer ons toets skryf, hoeveel maande in 'n jaar? 12 maande in 'n jaar, daar sou sy, né? 12 maande in 'n jaar. 12 maande in 'n jaar. Hoeveel gaan dit in 2 jaar wees? As jy jou tafels ken, dan weet jy 12 maal 2 of 2 maal 12 is 24, né? En 10 jaar, dan weet jy ook 12 maal 10 of 10 maal 12. Ok, 12 maal 10, 12 maal 10 is 120. Dit is hoe jy hierdie tipe somme uitwerk, soos wat ek dit vir julle verduidelik het al, né? Ek sal kyk of ek kan sien op watter video ek dit gedoen het, en dan vir julle laat weet. Die volgende een, gaan ons bietjie kyk hoeveel weke in 'n jaar. En dan kan ons sien, ons moet die lyntjie so bietjie verleng, ons gaan hom nog so eentjie verleng, sit hom netjies daar by daai lyn, en netjies daar by daai lyn. Goed, hoeveel weke in 'n jaar? Hoeveel weke in, ek gaan net kyk wat ek daar geskryf het, 5 jaar. Hoeveel weke in 10 jaar? As jy die bladsy geleer het, gaan jy weet, daar is 52 weke in 'n jaar, daar by my duim, 52 weke in 'n jaar. Hoeveel gaan dit wees in 5 jaar? 52 maal 5. Ons gaan nou kyk. Ons werk het sommer hier uit, 52 maal 5. Dis maklik, 5 maal 2 is 10, 5 maal 5 is 25 plus nog 1 is 26. So daar is 260 weke in 10 jaar. Nee, in 5 jaar. 52 weke in 5 jaar. Nee? Maar 52 maal 5 is 260. Ok, kom ek sê dit weer. 52 weke in 5 jaar. 52 weke in 5 jaar. As jy dit gemaal het, dan kry jy 260. Reg. Dan, hoeveel in 10 jaar? As jy 52 weke het, en jy wil weet hoeveel is daar in 10 jaar, so dis 52 maal 10. Is wat? 520. Jy hoef dit nou nie eintlik te geskryf het nie, maar 52 maal 10 is 52 met 'n 0 by. Dan gaan ons weer onderstreep. Daar is 'n skewe onderstreep, ekskuus daarvoor. Dan gaan ons gou kyk, hoeveel jaar in 'n dekade.
hoeveel jaar in 6 dekades en hoeveel jaar in 12 dekades. Goed, as jy nou hierdie ken, daar's 10 jaar in 'n dekade, daar's 100 jaar in 'n eeu en daar's 1000 jaar in 'n millennium. So, ons gaan nou werk met 10 jaar in 'n dekade. Goed, so daar is 10 jaar in 'n dekade. Hoeveel gaan daar in 6 dekade wees? 10 maal 6 is 60. En 12 dekades, 10 maal 12 of 12 maal 10. 12 maal 10, daar's 120 jaar in 12 dekades. Dan gaan ons gou hier 'n streep trek. En ons gaan gou gesels oor Februarie en die skrikkeljaar. 28 dae nie in Februarie, maar in 'n skrikkeljaar is daar 29 dae. Hier is al die skrikkeljare. So dis belangrik dat jy kan hierdie onthou, veral die twee, want hierdie jaar van ons is 2020, hierdie jaar is 'n skrikkeljaar, en dan oor 4 jaar is daar weer 'n skrikkeljaar. Reg, so, ek gaan nou vir jou 'n vraagie vra. Hoeveel daar is daar, of ek gaan eintlik sê was daar, want dit is al verby, jy sal nou sien wat ek bedoel. Was daar in Februarie en April 2020. Hoeveel dae was daar in Februarie 2020? Ons is nou al 'n bietjie verby dit, né? So ons weet 2020 is 'n skrikkeljaar, so daar was 29 dae in Februarie. En as jy onthou, ek het vir julle ook geleer met my knekels, wat so 'n bietjie hier ingesak het aan, van ouderdom, al die knoppies, julle kan dit seker hoor, die knoppies, al die knoppies is 31 dae, en die gaatjies, of die holtes, is 30 dae, behalwe die Februarie, hy is 28 dae of 29 dae. So, nou weet ons, Februarie 2020 was daar 29 dae. En April, as ons nou sê, Januarie, Februarie, Maart, April. April is in die holtetjie. So April maand het 30 dae. So ons weet, in Februarie 2020 en April 2020 was daar 59 dae altesaam. Kom ons tel net gou die knekels. Januarie, Februarie, Maart, April, Mei is 31, Junie 30, Julie 31, Augustus ook 31. Julie en Augustus is albei 31, né? Januarie, Februarie, Maart, April, Mei, Junie, Julie, Augustus, September, Oktober, November, Desember. Reg? Daar kan julle sien watter dae. Hulle is almal die knoppies. Hierdie is almal die holtes. As jy dit nie lekker onthou nie, kan jy dit op jou vingers uitwerk, né? Soos ek nou vir julle gewys het. So ons gaan nou eers net hier so stop. Ons het nou hierdie bladsy hersien, want jy gaan so tipe iets in jou toets kry.
so tipe iets ook, maar nie dieselfde getalle nie, nê? En as ek miskien sekondes gevra het, dan staan daar dalk hoeveel minute in 'n uur, of as ek gevra het hoeveel maande in 'n jaar, sal ek nou miskien net vra hoeveel uur in 'n dag, né? Soos daar, ek gaan dit 'n bietjie vra op 'n ander manier miskien, en jy moet net weet hoe om dit uit te werk, want as jy hierdie gedeelte ken, dan gaan jy weet mens werk eintlik net met maalsomme. Reg so. Dankie vir die luister, mooi bly.